Amen. Amen. Dis lekker om saam te wees. Ek is so bly jy is vanmôre hier. Dankie dat jy vanmôre gekom het. Dis Kersfees. Of soos die kerk dit noem, Christusfees. Want dit gaan oor Jesus. Dit kan nooit oor enigiets anders gaan nie. Die liggies is blink en mooi en helder. Hoekom? Want Jesus het gekom. Die Heiland is gebore. En aan hom kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding. Amen. Is jy opgewonde en bly? Ek is bly. Ons het 'n kans om aan die Here ons lof te bring. Nou, Kersfees kan nie Kersfees wees sonder Christus. Anders is dit net 'n mensefees. En dit gaan nie oor ons nie. Ons wil so graag hê dit moet oor ons gaan. Maar dit gaan eintlik oor hom. Aan hom die koning van die eeue. Nou, Kersfees gaan oor die geboorte van Christus. En ons moet vanmôre vir mekaar sê, God se grootste geskenk aan hierdie wêreld was Jesus. God se grootste gawe wat hy aan die wêreld kon bring, is homself. God se grootste geskenk en ons grootste voordeel. En dis waaroor dit gaan. As ek vanmôre hier groet en ek sê vir julle geseënde Kersfees of Christusfees, dan wil ek vir julle sê, ons vier nie bloot vandag 'n gebeurtenis in die geskiedenis nie. Ons vier nie vandag asof ons uit 'n boek uit lees en sê lank gelede nie. Nee. Ons vier 'n oomblik toe God die wêreld kom inneem het. Ons kom vier 'n oomblik toe God in hierdie wêreld ingekom het en die skepper, die formeerder, die maker kom stuur het. Halleluja! Man, aan God al die ere. Kom ons sê vanmôre vir mekaar, Kersfees is die verhaal van God wat vlees word. Kersfees is die verhaal dat Jesus die Messias, ons het dit nou gehoor, die Messiah gekom het. Kersfees is juist dit, dat God is nie die God van ver nie, maar hy is God Immanuel. En hy kyk ons nie van ver af, asof hy ons net so los nie. Nee. Hy kom in hierdie wêreld en hy kom stap in hierdie wêreld as 'n kind in Bethlehem. Jesus se geboorte is nie net een of ander mooi fabel of storie nie. Nee. Jesus se geboorte kom verander hierdie wêreld. Jesus se geboorte kom verander ons lewe. Vandag, hier en nou. En dit bring 'n blye boodskap. Dit bring vrede, dit bring hoop wat alle verstand te bowe gaan. Dit bring hoop wat ons begrip, ons denke wêreld aangryp, maar nie verstaan nie. En ek dink vanmôre daaraan. Ons lewe nie net in 'n wêreld nie, maar ook in 'n land waar mense baie hopeloos voel. Maar Kerstyd is 'n tyd van hoop. Want God het die uitkoms gestuur. Nou ek wil graag vanmôre 'n paar dingetjies met u deel wat ek op my eie hart het. En die eerste een is Jesus se geboorte toon vir ons God se hart. Dit toon vir ons God se hart. En Lukas 2, ek het verlede week al daaroor begin praat, maar Lukas 2 is vir my 'n mooi woord. En ek wil hê jy moet mooi hoor. En ek het al baie gesê en ek wil dit graag vanmôre weer sê. God is 'n God van detail.
Dinge gebeur nie sommer net so toevallig. Hy het dit so uitgewerk nie. Nee. God is 'n God van detail. En Lukas 2 vers 10 en 11 sê die volgende, hy sê, moenie bang wees nie. Is julle by my? Moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap. Vandag is daar vir julle 'n verlosser gebore. 'n Verlosser. En net voordat ek verder gaan, kom ons kry net gou die begrip. Kom ons kry gou die inligting. God se eerste boodskap. Hoor mooi. God se eerste boodskap na Jesus se geboorte. God se eerste boodskap na die geboorte van Christus. Die eerste woorde wat hy met die mensdom deel nadat Jesus gebore is, moenie bang wees. Moenie bang wees nie. Ons leef in 'n tyd van vrees en benoudheid en angs en spanning, maar die Here sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Dit is sy eerste boodskap na die verlosser, die saligmaker, die Messias gebore is. Moenie bang wees nie. Die geboorte van Jesus wys, God is nie teen ons nie, God is vir ons. God is vir ons. Hy's vir ons. En ek het dit verlede week ook gesê, en as Jesus kom hy nie in 'n paleis nie. Hallo? Hy kom nie in 'n paleis nie, maar in 'n stal. Om vir jou en my 'n boodskap oor te dra. 'n Boodskap wat sê, ek assosieer met doodgewone mense. Sluit dit jou in? God assosieer en hy wys hy's naby aan gewone mense, doodgewone mense. Weet jy wat? As Christus kom hy nie met 'n boodskap van veroordeling nie, maar hy kom met 'n boodskap van versoening. Hy kom nie om te oordeel nie, hy kom om sy liefde en sy genade te kom wys. En wat se voordeel het dit vir ons? Wat se voordeel het dit vir ons vandag? Die grootste voordeel is, ek en jy leef nie meer in vrees nie. Ons leef nie meer in vrees nie. Hoor gou mooi. Partykeer, ek weet ons sê altyd geloof is die teenpool van vrees. Ek weet ons sê dit, maar die Bybel sê in 1 Johannes vir ons, die liefde van God verdryf die vrees. Die liefde van God verdryf die vrees. So, as Christus kom die boodskap van God die Vader, hy sê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, want die liefde van God verdryf die vrees. Weet jy wat, as ek net dink, en elke jaar het ons hier 'n krib, maar hierdie jaar het ons nou nie die krib nie, maar as ons dink aan die krib van Jesus, dan wil ek vanmôre vir u sê, die krib is 'n simbool en bevestig, God het ons nie vergeet nie. Hy het ons nie vergeet nie. Hy kom na ons toe in ons situasie, in ons wêreld. Hy kom na ons toe en hy kom sê vir jou en my, ek het jou nie vergeet nie. Want die Bybel sê, toe Jesus aan die kruis sterf, het hy aan die kruis gesterf, en Jesus was Gods verlate, sodat God ons nooit weer sal begewe of verlaat nie. So, dit is belangrik om vanmôre te weet, dat die geboorte van Jesus toon die hart van God. Tweedens, Jesus bring vir ons lig in 'n donker wêreld.
Hy bring lig in 'n donker wêreld. Jesaja 9 vers 2 sê, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Nou, ek wil net gou hier stop. Ek quoteer Jesaja 9. Hoekom? Want Jesaja bring profeseë van die koms van Christus. In watter boek staan daar? Daar is vir ons iemand gebore en hy word genoem wonderbaar, raadsman. Hallo? Nou is ons doodstil. Waar staan dit nou weer? In Jesaja. Amen. En hier sê 'n volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien, want Christus is die lig. Hy is die lig. Toe Jesus gebore is, het 'n nuwe lig vir hierdie wêreld opgegaan. En ek dink hy lig het in meer as een faset geskyn. Eerstens, dis 'n lig van waarheid. Dis 'n lig van waarheid. In 'n tyd waarin ons leef, weet jy wat, die waarheid is nie meer die waarheid nie. Die waarheid word vervang met die leuen of die misleiding. En Jesus is die lig van waarheid. Tweedens, die lig van hoop in 'n wêreld vol van gebrokenheid. Weet jy wat? As ek na ons wêreld luister, gister weer, hoor ek iemand sê, as ons kyk na ons wêreld, dan besef 'n mens, mense is in moedeloosheid. Maar Jesus die lig, hy bring lig, 'n lig van hoop. Derdens, hy bring 'n lig van redding. Weet jy wat, Christus se koms sou niks beteken het, as hy nie kom sterf het, en redding bewerkstellig het nie. Is 'n lig van redding vir die mensdom, wat vasgevang is in sonde. En weet jy wat, hier op Kersdag, kom ek en jy, opnuut om vir ons in die hand van die Here te gee, en sê, Here, ons kom erken, dat hierdie dag symboliseer, die redder het gekom. Die redder het gekom. Ek wil vir jou vra, wat se voordele hou dit vir jou in? Vir jou en my? Miskien stoei jy vanmôre met iets. Miskien is dit emosioneel. Miskien is dit geestelik. Of miskien stoei jy met praktiese goed elke dag. Ek wil vanmôre vir jou goeie nuus bring. Jesus bring lig. Man, dit maak nie saak waar jy lig nodig het nie, of dit in jou emosies is, en of dit in jou geestelike lewe is, en of dit in jou alledaagse lewe is. Jesus bring lig. Hy wys die pad, waar jy nie weet wanneer, in watter rigting om in te gaan nie. Hy gee vir jou koers. Wat sê die Bybel vir ons daar, in Psalm 150? Wat sê die Bybel vir ons daar? Hy sê vir ons, hy is die lig op ons pad. En hy is die lamp op ons voete. Hallo, hy gee lig. Hy gee lig. Hy gee rigting. Hy gee koers. En wanneer jy vanmôre dalk bietjie down voel, hy is die lig. Hy is die lig. Hy is die lig. Derdens, Jesus se geboorte bring vrede. Vrede op aarde, ja, maar in besonder vrede in ons hart. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie selfde Lukas 2 vertel van die engele wat sing, dan sê hy, eer aan God. En vrede op aarde vir wie? Die mens in wie hy 'n welbehae het. Luister, as God na jou kyk en sê, ek het welbehae aan jou. Man, jy's besonder. En omdat jy so is, gee ek vir jou vrede. Hierdie vrede, en miskien, ek dink ek het dit verlede week gesê, maar hierdie vrede beteken nie daar's oorlog afwesig nie. Hierdie vrede beteken nie dat
dis afwesigheid van probleme nie. Nee. Vrede waarvan hier praat, is nie afwesigheid nie, is teenwoordigheid. As ons praat van hierdie vrede, dis die teenwoordigheid van Christus in die midde van omstandighede. Luister, jou situasie sal nog daar wees, maar hy sal vir jou vrede gee. Jou situasie gaan nog daar wees, maar sy vrede gaan jou deurdra. Omstandighede gaan nog rof wees, maar sy vrede beskerm jou hart. Die wêreld gaan nog deurmekaar wees, maar sy vrede hou jou vas. Amen. Ek wil vanmôre vir jou sê, in hierdie dag, haal bietjie diep asem. Haal bietjie diep asem. En ontvang die vrede en die kalmte en die gemoedsrus met die wete, al verstaan ek nie alles nie, hy weet van alles. Die vrede van Christus vervang vanmôre die angs van die wêreld. Hy kom om vrede te gee. Vierdens, Jesus se geboorte bring redding vir elke mens. Weet jy, dit is vir my so wonderlik om te weet, niemand is goed genoeg of sleg om vanmôre redding te ontvang nie. Niemand. Kom ons sê vir mekaar vanmôre, as ek dink aan Jesus terwyl hy op aarde was, wie het hy aangeraak, wie het hy gesond gemaak, wie se lewe het hy kom verander? Nie net hulle wat hoog geplaas en ryk en voorname mense was nie. Nee, selfs die eenvoudigste van die eenvoudigstes, hulle raak hy aan. Die engel sê vir Josef, daar in Matteus 1, hy sê, hy sal sy volk van hulle sonde verlos. Luister, as ons dink aan die krib is eintlik 'n heenwyse na die kruis. Die krib sonder die kruis is nie die doel nie. Die krib is altyd rigtinggewend na die kruis. Jesus se geboorte word met 'n doel gebore. Om te red, om te verlos, om vry te maak, om te herstel, om te genees, om te vernuwe. Hoekom word Jesus gebore sodat daar redding kon wees? Hoekom? Kom ek sê vir julle, dis eintlik eenvoudig. Ons kan onsself nie red nie. Ons kan onsself nie red nie. Weet jy wat, selfs jou beste, jou goeie werke is nie goed genoeg nie. Amen. Selfs dit jou beste aansporing kan jou nie red nie. En selfs my godsdienstige agtergrond en tradisies kan my nie red nie. In die laaste 150 jaar is daar 'n boodskap verkondig wat sê, omdat my ouers en my voorouers Christene was, daarom is ek ook 'n Christen, is nie waar nie. Jy kan net gered word deur Jesus Christus die Here. Net deur hom. Die kerk en my kerkfamilie en my familie afkoms en dit wat my geskiedenis en my familiegeskiedenis en my bloedlyn kan my nie red nie. Daar's net een. Sy naam is bo elke ander naam. En voor hom sal elke knie buig en elke tong bely dat hy die Here is. Jesus Christus die Here. Net deur hom.
Wat se voordeel hou dit vir jou en my in? Dit hou vir ons die voordeel in, om vanmôre met vreugde te kan sê, ek het vergifnis in Christus Jesus. Ek het genade gevind in my verlosser. Dit sê vir my, ek het 'n nuwe begin, en my begin, die alfa en die omega van my lewe, of soos Paulus sê, vir my is die lewe Christus. Ons het 'n ewige lewe, 'n rooi letter lewe, lewe met 'n hoofletter. Ons het vanmôre 'n lewe in oorvloed. Hoekom? Vanweë Christus. Hy het gekom om my redder te wees. Vyfdens, Jesus se geboorte gee aan ons 'n nuwe identiteit en 'n nuwe toekoms. Johannes 1, hierdie is seker vir enige, dis een van die eerste verse wat enige pastoor moet ken. Johannes 1 vers 12. Hoor gou. Hierdie is die belangrikste vers vir enige kind van die Here. Maar almal sluit dit ons in. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God te word. Met die geboorte van Jesus kry ek en jy 'n nuwe familie. Ons kry 'n nuwe familie. Ons word kinders van God. Stop net gou. Sny net gou alles af. En sê vir jouself, ek is God se kind. Ek is God se kind. Sê bietjie vir jouself, ek is 'n kind van die Allerhoogste. Weet jy wat? As jy dit kan snap en daarmee kan huis toe gaan, ek is God se kind, gaan jy anders kyk, anders vra, anders bid, anders verwag, want ek is 'n kind van die Allerhoogste. Hoekom? Vanweë Christus. Die geboorte van Jesus beteken nie net 'n nuwe familie nie, maar dit beteken ook 'n nuwe toekoms. Die Here bewaar ons en die Here lei ons. En sy Heilige Gees is juis daar om ons in die volle waarheid te lei. Amen. Die geboorte van Christus gee ons nie net 'n nuwe familie en 'n nuwe toekoms nie, maar dit gee ons 'n nuwe doel. 'n Nuwe doel om sy lig. Kom ons stop gou hier. Jesus is die lig. Amen. Hy is die lig. En as ek aan hom behoort, kom woon hy in my hart. Die lig in my maak my 'n lig. Die lig maak my 'n lig. Nie die lig nie, 'n lig. Amen. So, hy maak my 'n lig verander. Hy maak my 'n lig om 'n lig verander te wees. 'n Lig wat skyn wanneer daar donkerte is. 'n Lig wat skyn wanneer daar nood en behoefte en verlange en versigtiging is. Luister, hierdie is my baie belangrik. As jy hierdie kan snap, dat die geboorte van Jesus jou 'n nuwe identiteit en 'n nuwe toekoms gee, as jy dit kan snap, ek vanmôre vir jou sê, jy is nie die totaal of die opsomming van jou verlede nie. My verlede bepaal nie wie ek in Christus is nie, want ek is 'n nuwe mens. Ek is 'n nuwe mens. Kyk, alles het nuut geword. Die ou is verby. Amen. Ek is nie die som totaal van my verlede nie. Ek is ook nie die som totaal van die foute en die gebrokenheid en die sonde van die verlede nie. Miskien skok ek jou. Ons leef in 'n wêreld waar almal altyd sê, ek is 'n sondaar. Gered deur genade.
Weet jy, dis net die helfte van die waarheid. As die Here jou red, is jy nie meer 'n sondaar nie. Jy's sy kind. Jy's sy kind. 'n Sondaar behoort aan die koninkryk van duisternis. 'n Kind van God behoort aan die koninkryk van lig. 1 Petrus sê vir ons, ek was duisternis, maar nou is ek lig. Ek was 'n sondaar, maar nou is ek gered. Jy's nie meer die som totaal van jou verlede nie. Jy is 'n kind van die Allerhoogste. Amen. En dis wat die geboorte van Christus vir jou en my inhou. Ek wil afsluit. Die geboorte van Jesus beteken, hoor gou mooi, die geboorte van Christus, die geboorte van Jesus Christus beteken vir jou en my, God is Immanuel. Hy's Immanuel. Hy's nie God van ver nie. Ek weet ons maak baie keer die fout om te dink dat God is in ons midde en ons is familier met hom. Dis nie waarvan ek praat nie. God is Immanuel God. Die geboorte van Jesus beteken, hy's by ons. Hy's saam met ons. Hy's hier in ons midde. Maar dit beteken ook dat die lig het gekom. Die lig het gekom. Die lig het gekom. Die geboorte van Christus beteken vir ons, vrede is vir jou en my beskikbaar. Shalom. 'n atmosfeer, 'n omgewing, 'n milieu van vrede. Die geboorte van Christus beteken ook dat redding word vanmôre vir jou aangebied. Jy het nie nodig om verlore te bly nie. Jy kan gered word. Jy kan gered word. Laastens, die geboorte van Jesus beteken, ons het 'n nuwe identiteit en toekoms ontvang. Kan ek vanmôre met hierdie afsluit? Ek wil vanmôre vir jou sê, jy het goeie nuus. Kersfees is God se liefde in menslike vorm. Jesus self het gesê, as jy God wil sien, kyk na my. Ek is 'n verpersoonliking van God. Kersfees is God se liefde in menslike vorm. Mag ons, ek en jy, soos die herders van die veld, hom soek. Mag ek en jy, soos die wyse manne, hom aanbid. Mag ek en jy, soos Maria, die wonder van God in ons eie harte koester. Mag ek en jy in hierdie Kerstyd besef, dis tyd om naby aan hom te wees. Ek weet, die liggies vat ons aandag weg, maar mag jou aandag aangegryp word, nie deur 'n klein liggie nie, maar deur die lig. Die lig. Die lig. Kom ons sluit ons oë. Here, vanmôre kom buig ons voor U. Vader, in Jesus Christus naam, kom sê ons dankie dat Jesus gekom het. Dankie vir die krib. Dankie vir die kruis. Maar dankie vir die opstanding. Dankie, Here, U vul ons harte vandag met U vrede. U vul ons binneste met U lig. U vul ons met U hoop. Here, mag elke huis wat vanmôre hier verteenwoordig word, ook hulle wat kyk by wyse van sosiale media, mag elke huis U teenwoordigheid, U beleef as Immanuel. Mag hulle U teenwoordigheid ervaar in Jesus Christus naam. Amen. Man, Kersfees is 'n wonderlike tyd.